28, Matteus 28, ons gaan nou nie voortgaan met ons reeks uit Jakobus uit vandag nie. As die Here vertoef om te kom, dan sal ons vroeg in Januarie weer voortgaan met Jakobus, wanneer ons mensies terug is van vakansie af. So julle kan oopmaak by Matteus 28, en ons gaan die eerste 15 versies daarvan saam lees. Matteus 28, vanaf vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam die ouderlinge vergader en die raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Ek wil julle aandag vestig vanmôre op vers 11 tot vers 15. As julle maar net weer daar in die Bybel kyk, Matteus 28 vers 11 tot vers 15. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Nou duidelik, hierdie paar verse gaan oor omkopery. Dit gaan oor 'n leen met betrekking tot die opstanding van Jesus Christus. Nou, ek wonder, die vraag kom in die mense gemoed op, hoekom dan nou oor Christus se opstanding praat, terwyl ons dan nou juis in hierdie tyd, hier oor Desember, in hierdie week is dit Kersfees, en ons gaan sy geboorte herdenk, so hoekom praat ons dan oor sy opstanding? Ek het so 'n week of wat terug het ek na 'n podcast van Kosti Hien geluister, waarin hy gesê het, jy kan nie na Christus se geboorte kyk, sonder om by sy kruisdood uit te kom nie. Nou, ek wil byvoeg by wat Kosti Hien sê, jy kan nie na Christus se kruisdood kyk, sonder om nie by sy opstanding uit te kom nie. Ek hou daarvan om na hierdie gedeelte te verwys as die leen wat die opstanding bewys het. Die leen wat die opstanding bewys het. 'n man met die naam van G.B. Hardy, 'n Kanadese wetenskaplike, het 'n boek geskryf wat gehandel het oor die noodlot. En hy het 2 vrae gevra wat hy in hierdie boek dan vir homself vra. En die eerste vraag is, het iemand al die dood oorwin? Die tweede vraag wat hy gevra het is, as daar dan iemand die dood oorwin het, het hy vir my ook 'n weg gemaak waarin ek die dood kan oorwin? Jy sien, Hardy het sy antwoord in die opstanding van Jesus gekry.
En in daardie antwoord het hy ook die hoop vir sy eie opstanding ook gevind. Ja, iemand het die dood al oorwin, en dit is Jesus Christus. En ja, hy het 'n weg oopgemaak vir ons om die dood ook te kan oorwin. Die realiteit is dat daar is geen hoop op lewe na die dood. Daar is geen hoop in die hemel en daar is geen hoop van ewige seëninge sonder die opstanding van Jesus Christus nie. Ten spyte van die feit dat die opstanding van Jesus die enigste hoop is van saligheid, is dit tog wel ook so dat daar nog soveel mense is wat die opstanding van Christus verwerp. Miskien nie altyd bewustelik nie, maar meeste van dit bewustelik. En om die opstanding van Christus te verwerp, is in werklikheid om geestelike selfmoord te pleeg. Maar tog is dit ook die realiteit in die tyd waarin ons in lewe vandag, waar dit weer die moderne teologie van vandag is, wat dan die opstanding van Christus verwerp. Dat Jesus se opstanding, sê hulle, is alles maar net 'n leuen gewees. En dit is om alle hoop op toekomstige lewe op te gee en jouself tot 'n ewige hel te verdoem, as dit is wat jy wil glo. En deur dit te doen, verloor jy nie net die toekoms nie, maar jy verloor ook die nou, die hede, die teenwoordige tyd. As ons die toekoms, as daar geen betekenis vir ons in die toekoms is nie, as die toekoms nie enige betekenis vir ons het nie, hoe kan die lewe nou dan enige doel hê? Maar verder is dit ook teen die mense wese, dit is teen die mense natuur om enige hoop vir die toekoms te verwerp. Die Prediker het geskryf in hoofstuk 3 vers 11, ook het hy die eeu in hulle hart gelê. En wat hy hier vir ons sê is dat dit beteken, daar is iets wat binne in die mens is, wat God in die mens ingebou het, dat hy vir ewig wil lewe. Daar is iets binne in die mens wat hy 'n begeerte het, en selfs hierdie gedagte het dat hy onsterflik is. En die opstanding van Jesus Christus word die sleutel van daardie hoop op die ewige lewe. Want Jesus het ook vir ons gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Johannes 11 vers 25 en 26. En die Bybel leer vir ons, die Bybel sê vir ons, as Christus nie opgestaan het nie, dan het niemand enige hoop nie. Maar as Christus opgestaan het, dan het ons hoop vir die ewige lewe. Maar die realiteit is, selfs in die tyd waarin ons in lewe vandag, dat ten spyte daarvan, pleeg die mense nog steeds geestelike selfmoord. Deur die jare was daar al baie argumente gewees, wat mense gegee het om te sê, Jesus Christus het nooit opgestaan uit die dood het nie. En ek gaan vanoggend net vir julle 'n paar van hulle gee, en hier is 3 maniere waarop die opstanding van Christus verwerp word. Heel eerste van alles is, hulle sê, Christus het nooit gesterf nie, dat hy nooit dood was daar op die kruis nie. Hulle sê dat hy maar net in 'n koma verval het, daar op die kruis, en hy was nie werklik dood gewees nie. Maar die oomblik toe hy in die koelte van die graf gekom het, het hy weer herstel, en daarom het hy opgestaan. Hy was nooit regtig dood nie. En nou, natuurlik, ons logika sê van ons, dit kan nie waar wees nie. Omdat hierdie teorie, eerste van alles, eers in die 1600s, deur 'n man met die naam van Venturini uitgedink is en ontstaan het. En ons weet ook van historiese geskrifte wat neergeskryf is, dat die vrouens hom gesalf het, en sy liggaam versigtig in linne toegedraai het. Hulle was seker dat hy dood was, voordat hulle hom gesalf het en toegedraai het. Josef van Arimatea en die 2 Marias sou beslis gesien het, of daar nog lewe in hom was, toe hulle sy liggaam voorberei het vir die graf. Verder sou die Romeinse soldate geweet het, want onthou, hulle soldate, hulle was mense wat mense doodgemaak het. Hulle was kenners van die dood gewees, en vir hulle was hy dood gewees. Hulle was seker dat hy dood was. Want hulle het nie sy bene gebreek nie, omdat hulle seker was dat hy dood was. En toe hulle 'n spies in sy sy ingesteek het, en bloed en water uitgekom het, was dit weer eens 'n bewyse, 'n bevestiging, dat hy was wel dood gewees. Maar verder kan ons ook net dink, redeneer, as Jesus nie gesterf het nie, dan beteken dit hy daardie verskriklike slaaf voor die kruis, die kruisiging self met al die bloedverlies oorleef het, dat daar 'n spies in sy sy gesteek was met nog meer bloedverlies. Hy het 75 pond salf op daardie stikkende liggaam het hy oorleef. Hy het 3 dae sonder kos en water in die graf oorleef. Hy
Hy het opgestaan sonder enige mediese hulp, nadat hy soveel bloed verloor het. Hy het nog die krag gehad om die steen weg te rol, en hy het uitgestap en almal oortuig dat hy opgestaan het. Ons logika sê vir ons, dis absurd om dit te glo. Is absurd om te glo dat Jesus Christus was nie werklik dood nie, maar dat hy maar net in 'n koma was, en dat die koelte van die graf het hom weer krag gegee om op te staan. Dis die eerste teorie. Die tweede teorie is, dat Christus was nooit in die graf gewees nie. Sy liggaam was saam met die ander misdadigers weggegooi, sê die mense wat die opstanding van Christus verwerp. Nou hierdie teorie werk ook nie, omdat daar geen bewyse is wat dit kan ondersteun nie. Inteendeel, alles bewys eerder die teendeel. Hoekom het die Joodse leiers dan die graf verseël, as Jesus nie in die graf was nie? En hoekom het die Romeine wag gestaan voor die graf, as Jesus nie in die graf was, as sy liggaam nie daar was nie? En as die liggaam nie daar was nie, kon hulle maklik die opstanding weer lê deur die liggaam te gaan haal, wat hulle ook al met hom gedoen het en waar hulle hom dan ook al weggegooi het. Hoekom nie maar net die liggaam wys nie? So hierdie tweede teorie kan ook nie werk nie. Christus se liggaam was definitief in die graf gewees. En dan is daar die derde teorie wat hulle het, en dit is die hallusinasie teorie. En hulle sê, wat hulle hier dink en bedink en sê, is dat almal wat daar teenwoordig was so hartseer gewees, dat hulle verstand hulle dinge laat sien het, wat hulle graag wou sien. Hulle het net gehallusineer, hy het nie werklik opgestaan nie. Dit is maar net 'n beeld wat hulle gesien het, 'n hallusinasie. En hierdie teorie weet ons kan ook nie werk nie, want hoe kan die kerk gebou word op 'n hallusinasie? Maar nog meer as dit, hoe kan 500 mense gelykertyd presies dieselfde hallusinasie hê? En omdat hulle nie eens geglo het of verwag het dat hy sou opstaan nie, waar kom hierdie hallusinasie vandaan? Julle weet wat 'n hallusinasie is, nê? Dit is dat 'n mens so iets begeer, en dat jou gedagtes, jou hart maak op die ou ende dat jy sien wat jy begeer. In die Nuwe Testament is baie duidelik dat in daardie tyd het die mense geen verwagting gehad dat hy sou opstaan nie. So waar kom hierdie hallusinasie vandaan? Maar verder wil ons vra, as hy nie opgestaan het nie, waar is die liggaam dan? En al hierdie teorieë moet die vraag beantwoord, waar is die liggaam? Dit is so dat daar is baie ander teorieë wat die mense uitdink, en ek wens ons kon langer daarby stil staan, omdat in ons tyd waarin ons lewe is al hierdie teorieë weer besig om na vore te kom, steeds sonder enige oortuiging. Maar as jy die opstanding wil verwerp, is daar eintlik net een leuen wat jy kan aanneem. Daar's net een leuen wat jy vir jouself kan uitdink, en dit is die een wat die Jode aangeneem het in Matteus 28. En dit is die diefstalteorie, wat sê dat die disippels het sy liggaam gesteel. Dis duidelik dat die liggaam nie daar is nie. En as die liggaam nie daar is nie, moet jy sê hoekom die liggaam nie daar is nie. En die beste verduideliking is dat iemand het die liggaam kom haal. Iemand het die liggaam kom steel. En as die liggaam nie op sy eie weg is nie, omdat dit nooit opgestaan het nie, moes iemand dan daar die liggaam kom haal het. Dis die enigste leuen wat werklik sin maak. Want dit is die enigste wat werklik verduidelik hoekom die liggaam nie meer daar is nie. Die vraag wat dan beantwoord word, is wie het die liggaam gevat? Die Jode het dit nie gevat nie, hoekom sou hulle 'n opstanding wou vervals het? Die Romeine sou dit nie geneem het nie, want hulle stel nie belang nie. Dit moes die vriende van Jesus geweet het wat die liggaam kom steel het. So, die teorie sê dat dit die disippels was wat sy liggaam kom steel het. En van al die leuns wat hulle mee kon gekom het, wat hulle mee uitgedink het, is die een wat die mees geloofwaardig was, is die leuen dat die disippels het sy liggaam kom steel. Nou, hier moet nou 'n vraag in ons gemoedere ontstaan. Hoekom dan oor hierdie negatiewe gedeelte hier praat vandag? Hoekom hierdie negatiewe gedeelte hier invoeg by die opstanding van Christus? Nou, daar's twee redes hoekom die Heilige Gees vir Matteus beweeg het om hierdie negatiewe gedeelte in te voeg in die skrif in. Die eerste rede is om die totale verval en die afvalligheid van die Jode te beskryf. Hulle het die opstanding net soos alles anders verwerp. En daardie selfde realiteit is ook in ons tyd vandag, waar daar die mense is wat blaatant net ontken en die opstanding van Christus verwerp. Maar soos in die Jode wat godsdienstig in hulle judaïstiese godsdienst was,
is daar ook mense wat godsdienstig is, maar nog steeds, bewuslik of onbewuslik, die opstanding van Christus verwerp. En dit wys eintlik maar die totale verval en afvalligheid, ook in ons tyd waarin ons in lewe vandag. Die tweede rede hoekom Matteus hierdie negatiewe, en ek dink dit is seker die belangrike rede, hoekom hy dit ingevoeg het hier, is dit is die getuie van die vyande van Christus, wat die beste, die sterkste bewyse is, dat Christus opgestaan het uit die dode uit. En daarom bring Matteus hierdie verhaal in, om die opstanding te verdedig. En daarom sien ons dan vandag die leuen wat die opstanding bewys het. Die leuen wat die opstanding bewys het. Nou ons gaan net na 2 gedagtes kyk, en dan 'n derde punt byvoeg teen die einde, en ons gaan kyk na die sameswering wat hulle gemaak het, en dan die propaganda wat hulle verkondig het. So kom ons begin heel eerste van alles, by die sameswering wat hierdie Jode gedoen het, toe hulle die boodskap gekry het, dat Christus het opgestaan uit die dood. Maar hou in gedagte dat die Joodse leiers het nog altyd probeer om van Jesus ontslae te raak. Dit het al reeds begin toe Herodes die babatjies doodgemaak het rondom die geboorte van Christus. Hulle het hom beskuldig dat hy deur demone hierdie werk doen op 'n ander geleentheid. Hulle het verraad gebruik om hom gevange te laat neem, hulle het ongeregtigheid gebruik om hom ter dood te veroordeel, en hulle het selfs afpersing gedoen om hom dood te maak. En nou gebruik hulle omkopery om te lieg oor sy opstanding. Natuurlik was dit alles nutteloos, want dit het net die totale verval en die ongeloof van die volk gewys, maar dit het ook eintlik alles weer lê, die leuen bevestig eintlik die waarheid. Maar voordat ons verder gaan, kom ons kyk net so 'n oombliekie na die agtergrond. Onthou die prentjie, en ek wil hê julle moet hierdie prentjie in julle gedagtes skets. Jesus was in die tuingraf geplaas. Dit is die oggend van die 3de dag nou. 'n groep vrouens kom na die graf. Daar was 'n aardbewing gewees, toe hulle daar kom, was die steen weggerol gewees, en op die steen sit daar 'n engel met wit klere van God gestuur. Hy het afgekom en die aardbewing veroorsaak. Christus het opgestaan uit die graf. Hy is lewendig. En daardie aankondiging is aan die vrouens gemaak. En hulle maak seker dat die graf leeg is. Dit is waar. Hy het opgestaan. Hulle verlaat die graf, en terwyl hulle na die stad toe gaan, ontmoet hulle die opgestane Christus op pad, en Christus praat met hulle. Maar nou in die tussentyd, onthou wat het met die soldate gebeur, Matteus 28 vers 4, kyk daar in julle Bybels, vers 4, uit vrees vir hom, dit is nou vir die engel op die klip, uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Was jy al so bang dat jy flou geval het? Dis wat met hierdie soldate gebeur het, hulle was so bang dat hulle flou geword het. En ek wil hê julle moet onthou, hierdie Romeinse wag het die engel gesien, dis hoekom hulle flou geword het. Hulle het ook die aardbewing gevoel. Hulle het die beweging van die steen gesien. Hulle het die engel gesien kom. En dit was te veel vir hulle. Hulle het eenvoudig flou geval van vrees. So hulle het baie beslis al hierdie dinge ervaar. Hulle het gesien dat dit gebeur het. Maar in die tussentyd het die vrouens gekom en gegaan. En hulle is nou op pad om die disippels te gaan vertel wanneer ons by vers 11 kom. Kyk nou na vers 11. En terwyl hulle op weg was, maar stop net daarso, terwyl die vrouens nog op weg was. Dit was op dieselfde tyd dat die vrouens na die stad gegaan het om die disippels te gaan vertel, dat sommige van die wag ook daar gekom het. Nou, terwyl die vrouens na die disippels toe gaan om te vertel dat hulle hom gesien het, aan hom geraak het, is die wag ook op pad na die owerpriesters om ook die verhaal van die opstanding te gaan vertel. So hier's 2 groepe mense wat die verhaal van die opstanding gaan vertel hierso. Die skrif sê dat sommige van die wag het gegaan, dit beteken nie almal nie. Moontlik uit vrees vir hulle lewens, omdat in die Romeinse weermag, as jy nie geslaag het in die taak wat jy moet doen nie, dan het jy die doodstraf gekry. En hulle gaan en hulle rapporteer dit aan die owerpriesters, nie aan Pilatus nie. Ons moet onthou dat hierdie Romeinse wag was onder Pilatus gewees, onder Pilatus se gesag. So hulle moes eintlik eers na hom toe gegaan het, maar hulle doen dit nie. Hulle gaan na die owerpriesters toe. En die owerpriesters neem nou beheer van hierdie situasie. En ek wil hê dat ons spesiale aandag aan vers 11 vandag gaan gee. Hou julle Bybels oop daar by vers 11. Die wag het vir die owerpriesters alles wat gebeur het gaan vertel. Hulle het die aardbewing beskryf.
Hulle het die steen wat weggerol het beskryf. Hulle het die engel wat op die steen gesit het beskryf. Hulle het die leë graf beskryf. Dit het alles gebeur en hulle het dit alles beskryf aan die owerpriesters. Nou stop net 'n oombliekie daar. Ons sou nou dink dat die owerpriesters sou sê dat dit 'n werklike opstanding was. Onthou hierdie owerpriesters, die leiers van die sinagoge, die leiers van die Jode, moes sekerlik op hierdie stadium, terwyl hulle tot nou toe nog alles ontken het van Christus en verwerp het, moes hulle sekerlik op hierdie stadium kon gesê het, miskien het ons 'n fout gemaak. Ek meen, die wag het nie kom sê dat die disippels het Christus se liggaam kom steel nie. Hulle het beter as dit geweet. Hulle het geweet dat daar was 'n aardbewing gewees. Hulle het gesien dat die steen het weggerol en dat daar 'n engel op die steen kom sit het en hulle het geweet die graf is leeg. Hulle het geweet die disippels het nie die liggaam kom steel nie. En hulle het geweet dat dit 'n bonatuurlike gebeurtenis wat hier plaasgevind het. Hulle het geweet dat Jesus het opgestaan uit die dood en hulle het verseker geweet dat hy was dood gewees en hy's nou nie meer dood nie. En hulle vertel dit aan die Joodse leiers, maar sien ons die totale afvalligheid van die Joodse leiers, ten spyte van die feit dat hulle hierdie waarheid hoor, glo hulle dit nie. Hierdie wonderwerk wat plaasgevind het, kies hulle om dit te verwerp. Onthou hulle het in Matteus 27 vers 42 gesê, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo, toe hulle Christus gekruisig het. Het hulle gekyk na Christus en sê, as hy afkom, dan sal ons in hom glo. Hulle het gesê dat hulle sal glo as hy van die kruis afkom, en hier is nou iets groter as die kruis wat nou gebeur het, en hulle glo nog steeds nie. En wat so hartseer is, hulle probeer nie eens om ondersoek in te stel nie. Hulle het nie eens gesê, wel, miskien is dit die Messias, miskien moet ons gaan kyk. Hulle was so teen die gedagte gekant en verblind in hulle sonde, dat hulle nie eens wou gaan ondersoek instel het nie. Die God van hierdie wêreld het hulle verstand verblind. Die nuus het skok gebring, dit het vrees gebring, maar dit het nie berou en geloof gebring nie. Al wat hulle gedoen het was om te sê, ons kan nie toelaat dat dit bekend word nie. Of dit die waarheid is of nie, ons moet dit stil maak. Ons mag nie dat hierdie waarheid verkondig word nie. Nou hoe het hulle besluit om dit stil te maak? Matteus 28 vers 12. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee. Die woordjie vergader spreek van 'n amptelike vergadering van die Sanhedrin. Dit praat van 'n noodvergadering wat belê was onmiddellik, en die doel van hierdie vergadering het een doel gehad, en dit is om die krisis te bespreek van die dinge wat daar by die graf plaasgevind het. 'n Aardbewing, die steen is weg, 'n engel op die steen, die graf is leeg, die liggaam is weg en die disippels het dit nie gesteel nie. En hulle moet nou 'n oplossing hê vir hierdie situasie. Hulle moet antwoorde hê. Want as hulle gaan toelaat dat die mense dink dat Jesus lewendig is, sal hulle nog 'n ergere toestand hê. So hulle moet lieg omtrent die opstanding van Jesus Christus. En daarom hierdie amptelike beraad, hierdie amptelike besluit wat hulle maak. 'n Amptelike oplossing wat hulle soek. Maar vers 12 sê verder, en hulle het raad gehou. Dit is 'n formele term wat altyd verwys na 'n formele oplossing wat gesoek moet word. Dit is nie net een persoon se gedagte nie, hulle moet 'n formele oplossing soek wat almal saamstem. Met ander woorde, daar was 'n amptelike vergadering van die Sanhedrin belê om 'n amptelike besluit te maak van wat hulle gaan doen omtrent die leë graf. En hierdie oplossing wat hulle mee kom is drieledig. Eerstens sê dit vir ons in vers 12, hulle het die soldate baie geld gegee. Aguria beteken geld of silwerstukke. Hulle het hulle baie silwerstukke gegee. Soos vir Judas het hulle vir hom 30 silwerstukke gegee. 30 stukke silwer wat maar net die prys van 'n algemene slaaf was. Maar vir die Romeinse wag gee hulle baie meer, omdat daar ten minste 12 persone in so 'n Romeinse wag was. Maar die hartseer wat ons hier sien is dat hulle met ander woorde nie omgegee hoeveel dat hulle gaan kos nie, solank as die waarheid van die opstanding nie uitkom by die mense nie. Hulle het nie omgegee wat hulle moet betaal nie. Die eerste deel van die oplossing was om die soldate omkoopgeld te gee. Die tweede deel van die oplossing
En hier is die rede hoekom die baie geld is, ook daar in vers 12, sê dat die disippels het sy liggaam kom steel in die nag terwyl ons geslaap het. Die wag het geweet dat dit nie die waarheid is nie. Dit is nie wat hulle kom rapporteer het nie. Die graf was leeg en hulle het dit geweet. Hulle word voorgesê om 'n leuen te vertel oor die opstanding. Die graf is leeg gewees en hulle moes 'n oplossing daarvoor hê. So vertel 'n leuen. Maar die derde deel van die opstanding, en dis 'n belangrike een as jy 'n Romeinse soldaat is, wat ons sien in vers 14. Matteus 28 vers 14. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Wat bedoel hulle daardeur? Jy sien, as hierdie boodskap dat julle geslaap het toe die disippels die liggaam gesteel het by die goewerneur uitkom, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. So die Sanhedrin sê dat hulle sal sorg dat die soldaat nie doodgemaak sal word nie, omdat hulle nie hulle werk gedoen het nie. Dit is die straf wat die Pilatus vir hulle sou gegee het, as hulle direk na Pilatus toe gegaan het. Maar die owerpriester sê dat hulle sal die soldate, wat die boodskappers van hierdie leuen gaan wees, hulle sal hulle beskerm. So dit was 'n drieledige oplossing. Koop die soldate om, leer hulle om te vertel dat die disippels die liggaam van Christus gesteel het, en beskerm die soldate as Pilatus moes uitvind dat hulle nie hulle werk gedoen het nie. En dit leer vir ons hoe die volk Israel verval het. Hoe ver het hulle geval. Hulle Messias uit die dood uit opgestaan, en hulle stel nie die minste belang om eers te gaan kyk nie. Hulle het geweet dat 'n bonatuurlike gebeurtenis het gebeur, en hulle stel nie belang nie. Hulle verwerp Christus bewustelik. En die soldate doen wat hulle geleer was, vers 15. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos wat hulle geleer was. En tot vandag toe is die anti-opstanding teorie, die disippels het die liggaam van Christus gesteel. En dit bring ons by die tweede punt vanoggend. Die propaganda. Die propaganda, vers 15. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe nog. Nou, Matteus skrywe omtrent so 30 jaar na hierdie gebeure plaasgevind het. 'n Man met die naam van Justinus die Martelaar skryf tussen 114 en 165 na Christus met presies dieselfde gedagte. So jy sien, 114 tot 165 jaar na Christus het die Jode nog steeds geglo dat Jesus se disippels sy liggaam gesteel het. Onthou, die soldate het die waarheid geweet. Die Joodse leiers het elke rede gehad om die waarheid te ken. Die soldate was daar, hulle het dit ervaar, tog het hulle die predikers van die anti-evangelie geword. En hulle was suksesvol in wat hulle gedoen het. Tot soveel as 165 jaar later nog steeds. En dit is tot vandag toe nog die leuen wat voorgehou word dat die disippels Jesus se liggaam gesteel het. As mense wat dit vandag nog glo. Ek was by so 'n geleentheid gewees waarin ons op video gesien het wat hulle in die Hoofstroom universiteite vir 'n teologie studente leer dat die honde Christus se liggaam moontlik geëet het. Dat hulle hom weggegooi het in die vallei van Hinnom wat 'n asgat was buitekant Jerusalem. Dit word tot vandag toe nog verkondig onder die mense wat die opstanding van Christus wil verwerp. Nou die verhaal van die leuen stop hier in vers 15. Maar as ons daar stop, dan mis ons die hele punt. Want ons moet praat oor die feit oor hoekom is dit daar? Wat is die doel daarvan om dit hier op te teken? Hoekom het Matteus onder leiding van die Heilige Gees dit hier opgeteken en is dit vir ewig in die woord van God ingeskryf? Dit is hier omdat dit 'n duidelike, oortuigende bewyse is van die waarheid van die opstanding. Dit is hier omdat dit 'n duidelike, oortuigende bevestiging is dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Dit doen presies die teenoorgestelde as wat dit bedoel was om te doen. Dit is bewyse dat wat vir ons gegee word nie deur Jesus se vriende nie, maar deur sy vyande. En dit is hoekom dit die sterkste bevestiging bewyse is. As ons na Jesus se vriende se weergawe kyk, dan sien ons baie bewyse daarvan wat bewys dat sy opstanding werklik waar is. Maar die bewyse van sy vyand is selfs meer oortuigend. Maar kom ons volg die redenasie van Matteus.
Dit was onmoontlik vir die Jode en die Romeine om te ontken dat Christus op een of ander bonatuurlike manier opgestaan het. Want hulle het dit gesien gebeur. As hy nie opgestaan het nie, moes hy nog in die graf gewees het. Dan sou hulle mos 'n liggaam kon wys en sê, die hele ding is 'n grap, hier is sy liggaam. Maar hulle kon dit nie ontken nie. Die graf was leeg, die aardbewing, die engel, die hele ding het gebeur. Die enigste verskoning wat hulle kon gee is dat sy disippels het die liggaam gesteel. Onthou hulle het reeds in hoofstuk 27 vers 63 en 64 het hierdie skrifgeleerdes en die fariseërs het voorbrand gemaak omdat hulle verwag het dat hy miskien gaan opstaan. Want Christus het ook mos vooruit 'n hele paar kere gesê dat hy gaan opstaan. Sy disippels het dit geweet, maar dit is onmoontlik om die owerpriesters se verskonings te glo. En wel om hierdie redes. Die eerste een is die disippels was lafhartig geweest. Toe die soldate in die tuin inkom, het hulle eers probeer staan, maar toe Petrus die soldaat se oor afgekap het en Christus hom toe beveel het om die swaard terug te sit en hy homself oorgegee het, het hulle almal weggehardloop. Hulle is lafhartig. Die tweede rede is die Ou Testament het voorspel dat dit sou plaasvind. Ons lees in Matteus 26 vers 31, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe. Waar is dit geskrywe? In die Ou Testament. Ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Nou, toe Petrus 'n bietjie later by die vuur gekonfronteer was, ken ons die verhaal almal nou al, hy het vir Jesus ontken. Hy was te bang om te erken dat hy vir Jesus geken het. Hy het ontken dat hy 'n volgeling van Jesus was. En die vraag wat ek nou wil vra, is waar in die wêreld het die disippels nou die moed gekry om die liggaam van Jesus onder die neuse van die Romeinse wag uit te kom steel? Hoe kan ons glo dat hierdie mense wat nie eens by die lewende Jesus kon staan nie, hoe sal hulle nou by die dooie Jesus se liggaam wil terugsteel vir hulle? Jy sien, die werklikheid is dat op hierdie stadium het hulle iewers weggekruip uit vrees. En as ons na Johannes toe gaan, dan sien ons, hulle het beplan om weer terug te gaan na hulle ou lewe en weer vissers te word. Hulle was nie van plan om die Romeinse soldate aan te durf nie. Petrus, wat die mees uitgesproke een van hulle was, het selfs teenoor 'n klein dogter vir Jesus ontken. Hoe sal hulle nou so braaf wees om Jesus se liggaam te wil gaan terugsteel? Ons kan redeneer, miskien het hulle die soldate hulle omgekoop. Met wat? Het hulle die soldate omgekoop? Met wat? Want die Jode het dit gedoen met baie geld. Want hulle het dit gehad. Maar die disippels het niks gehad nie. Petrus moes op 'n stadium gaan visvang om die 2 geldstukke in die mond van die vis te kry om namens hom en Christus die tempelbelasting te betaal. Hulle het nie baie geld meer rondgeloop wat hulle mee kon gebruik het om die soldate om te koop nie. Maar verder kan ons dalk redeneer en sê dat hulle was baie slim geweest, terwyl die een helfte die soldate besig gehou het, het die ander helfte gou Jesus se liggaam gesteel en gehardloop, sonder dat hulle gesien was. Het hulle op 'n baie skelm manier dit gedoen, so vinnig as wat hulle dit kon doen? Maar dan kan ons die vraag afvra, waar het hulle dan die tyd vandaan gekry om eers die doeke mooi af te haal en dit netjies op te vou in die graf? So jy sien, jy gryp nie 'n liggaam in hardloop as jy eers die doeke opvou en dit netjies neersit nie. En sê net 'n bietjie vir my, hoe het hulle die steen weggerol sonder dat die soldate dit opgemerk het? Verder nog, hulle het nie in die opstanding geglo of verwag nie. Hoekom steel hulle dan nou die liggaam om 'n opstanding te vervals? Maar verder kan ons redeneer dat die soldate dalk geslaap. Miskien het die soldate geslaap, maar ek weet nie of julle weet hoe werk 'n wag nie. 'n Wag is nie net een persoon wat wag staan nie. Daar is meer as een persoon. En hoe dit gewerk het in ons dae in die weermag is, jy het 'n 2 uur wagbeurt en dan het jy 4 ure af en dan het jy weer 2 ure aan. So jy staan vir 2 ure en dan weer 2 ure in 'n nag staan jy wag, die res van die tyd slaap jy, want daar is ander wagte wat ook dan die volgende 2 ure en die volgende 2 uur gaan staan. 'n Romeinse soldaat sal weet wat die prys is as hy aan die slaap sou raak op diens. Die prys was eenvoudig net te hoog om aan die slaap te geraak het. Want hulle sou doodgemaak gewees het as hulle aan die slaap geraak het. En dit is ook net so onmoontlik om te glo dat die Jode hulle omkoopgeld sou betaal om die waarheid te vertel. Want die feit is dat die woord vir ons sê dat die Jode het hulle baie geld gegee. En dit is duidelik omkoopgeld, en omkoopgeld het te doen met 'n leuen. Want jy gee nie geld vir mense om die waarheid te praat nie. Maar selfs nog erger, dis absurd om te dink
wat hulle sê, en gaan nou terug na vers 13 toe, waar Matteus skrywe, julle moet sê, die owerpriester sê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. Nou dink net 'n bietjie verder, hulle het geslaap, terwyl Jesus se liggaam gesteel was. Nou as jy slaap, hoe kon hulle gesien het wat gebeur het? Hulle is dan vas aan die slaap. Jy sien, die hele redenasie, die hele leuen is eintlik maar net belaglik. En wat Matteus vir ons hier wil wys, is dat alles is absurd, alles behalwe die opstanding. Om dit te wil glo, beledig ons redenasie vermoë. Dit beledig ons logika, dit beledig die feite van die waarheid. En deur die leuen bewys Matteus die waarheid van die opstanding. Matteus sê hier vir ons dat ons kan die getuienis van Christus se vriende vat, of ons kan die getuienis van sy vyande vat. Maar ons sal albei by dieselfde antwoord kom. Jesus Christus het opgestaan. Maar Matteus sluit die getuienis van Christus se vyande in vir twee redes, soos wat ek reeds gesê het. Nommer 1, om te wys hoe ver die Joodse nasie in sonde verval het. En nommer 2 is die beste bewyse is die van die vyande. Die dwaasheid van hierdie leuen bewys net die waarheid van sy opstanding. En omdat hy lewe, gee hy lewe aan almal wat in hom glo. Romeine 10 het 'n baie belangrike vers wat hierdie waarheid reguit in ons lewens inbring. En wanneer ons in hierdie tyd na die geboorte van Christus toe gaan in hierdie week wat kom, dan help dit nie ons dink aan 'n babatjie wat in 'n krib lê, sonder om nie ook by 'n kruis uit te kom nie. En dit help ook nie ons kom by 'n kruis uit, sonder om by die opstanding van Christus uit te kom nie. Want Romeine 10 vers 9 sê vir ons, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Redding is gelyk aan die ewige lewe. Redding is gelyk aan die verlossing van sonde. Redding is gelyk aan die hoop. Redding bepaal ons ewige toekoms in die teenwoordigheid van God en in die heerlikheid van die hemel. En redding behoort aan hulle wie glo in die opstanding van Jesus Christus en hom bely as Here van hulle lewens, omdat hy opgestaan het uit die dood en daarom hulle self ook met hom identifiseer, met Christus identifiseer. Jy sien, die sameswering en die propaganda taktiek wat die Jode gebruik het, is die leuen wat die opstanding eerder bewys het. Eerder die teendeel. Maar ek wil vanmôre uitkom by 'n derde gedagte. Hoe reageer jy ten opsigte van die opstanding? Het jy al so daaraan gedink dat ware redding behels die geloof dat Christus het uit die dood uit opgestaan, dat hy lewe, dat hy op die oomblik aan die regterhand van God sit, waar hy vir ons intree? Hoe reageer jy ten opsigte van die opstanding? Nou, daar's baie wat dit wegredeneer, en hulle pleeg, soos ek sê, geestelike selfmoord. En dan is daar die wat glo. En hulle glo nie in wensdenkerry nie. Hulle glo nie asof teen die feite nie. Hulle glo omdat die feite so duidelik is en die bewyse so sterk is. En deur te glo, ontvang hulle die ewige lewe. Dit is die boodskap van die Christen-evangelie. Dat in Christus wie gesterf het en weer opgestaan het, is daar lewe. Hoe gaan ons die dood oorwin? In Christus. As 'n ou Engelse gesang wat sê, Death cannot keep its prey, Jesus my Saviour, He tore the bars away, Jesus my Lord, up from the grave He arose with a mighty triumph over His foes. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir U liefde en U genade. Baie dankie vir hierdie woord wat vanoggend tot ons gekom het. In die begin baie negatief geklink, maar ons weet, Here, dat U Heilige Gees het hierdie woord ingesluit in U woord. Dit is daar omdat U dit daar wou gehad het, en dit is daar omdat dit die sterkste bevestiging is. Die bevestiging wat eintlik deur die vyande van Christus gemaak is, en daardeur word die waarheid in werklikheid bewys. Ons kan vanmôre maar net weer herinner word, en ons kan staan in die geloof, in die wete,
dat of dit nou die getuie van die disippels en Christus se mense is, en of dit die getuie van sy vyande was, ons weet dat Christus het opgestaan. En terwyl ons in hierdie week ingaan, 'n Kersdag, 'n geboortedag, sogenaamd sal vier, waarin Christus dan nou sou gebore gewees het, nêrens wat in u woord opgestaan is, want daar 'n spesifieke dag verwys nie, is daar baie meer verwysing na die kruisdood en die opstanding van Christus. Die lelike kant van Kersfees is om te besef dat dit gaan oor ons sonde. Dat Jesus Christus, God self, die Seun van God, moes mens word. Sy menswording is deur die geboorte, soos 'n normale mens wat hy mens geword het terwyl hy ten volle God is. Maar hy het gekom om te sterf. Sy lewe was om te getuig van die waarheid, tot die punt dat hulle hom vermoor het. Maar u het hom opgewek uit die dood. En daarom is daar vir ons lewe en hoop. Die hoop van die ewige hemel. Die hoop van die ewige lewe saam met Christus vir ewig. Saam met u in die hemel. Die hoop van daar nooit weer trane sal wees nie. Nooit weer hartseer sal wees nie. Maar ook die sekere hoop, Here, dat ons ontslae sal wees van hierdie sondige liggaam. Ons verheerlikte liggaam sal kry. En vir ewig sondeloos volmaak saam met u sal wees. Want u woord sê ook, wanneer Christus kom, sal ons hom sien soos wat hy is, want ons sal wees soos wat hy is. En dit is die hoop wat ons het in die opstanding van Christus, Here. Dat daar 'n dag gaan kom, wanneer u gaan terugkom om ons te kom haal. Dat daar 'n dag gaan kom waar u ons verheerlikte liggame sal gee, en dat ons vir ewig saam met u sal wees. En daardie hoop is alleenlik geleë in die geloof, in die wete, die sekerheid wat ons het, dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood. En ag Here, soos wat daar vroeër gebid was ook al, ons wil bid vir ons geliefdes, vir ons familie, vir ons vriende, vir ons kinders, vir ons ouers dalk ook, Here, mense wat u nog nie ken nie, mense wat dalk getuig dat hulle glo in Christus, maar hulle het nog nie by die punt gekom om te glo in die opstanding van Christus, en die wete dat u, onse Here, lewe en op die oomblik tree u in vir ons by Vader. Dat u die Here van ons lewe is, en dat ons gehoorsaam aan u wil wees, uit dankbaarheid vir wat u gedoen het. Dankie Here dat ons maar net weer kan besef ook dat dit is nie op grond van wat ons bereik het nie. Dit is nie op grond van wat ons gedoen het nie. Maar dit is op grond van wat u gedoen het. Dankie vir die liefde en die genade. En terwyl ons hierdie week ingaan, en terwyl ons 'n dag sal herdenk waarin ons familie en vriende by mekaar sal wees, Here, help ons om daardie dag te sien nie as net 'n geboortedag nie, maar dat ons dit sal sien as die begin van die aardse werking wat u kom doen het, om ons vir ewig te red, en saam met u in die hemel te bewaar. Ons loof en prys en aanbid u daarvoor in Jesus naam. Amen.